my, dit gaan te laat wees. Amen, ek groet almal vanmôre in die lieflike naam van die Here Jesus Christus. 'n bietjie bekommerenswaardig in ons gemeente wat so lei is om op te kom. Maar dat is gewoon gemaakt zijn, zo moet hij voor de spijt. Alright. En Rochelle is ziek. Rochelle is ziek. Ja, zo dat kan niet eens te vinden. Nee, Doreen heeft nog gezegd, ze is ziek. Nou, weet je wat. En er was koerswerk en dan moet je zeggen, maar die ander. Broer, nie so. Maar ons gaan vir hulle bid net, dis ons werk om te bid vir hulle, hè? Ja, maar ik altijd niet. Weet je, ja. Ons gaan amper begin met die huis. En dit gister, die onthaalsval wat ons wil inrig. En dit gister, die meeste wat die goed gevat as ons so paard doen. Ek het al sê, as het nie gauw kom, ek gaan iets geef daar aan die ander kamer in. Dat ons kan begin. So die vensters, ons moet begin insny en inbou en kere gaan. Zodat ons die plek kan indruk vir die eetsaal, een mooi eetsaal. Waar ons die tafels beneden kan staan. Alle dingetjies is kombuis vir die sitters. Waar nie met mekaar vertrap nie. Baie spasie het. Mooi groot vensters. Alles. Sisters, sy sê jy is dik. Ek het dit nie seker woorde gebruik. Ek sal dit nie vraag. Hy het eintlik gepraat van die voetbankie maar. Ja, nee, so ons gaan dit doen. Ons het besig, die gras is mooi gesny, so vers hier, mooi, ek ons gras gesny, ja, weet jy. So, ja, dan sal ons so, weet jy as, die kerk moet ingerig word en dan die kerk moet geverf word binne en buite weer in die huis. Nie binne en buite, nee, binne is die geverf. So, ons moet alles, dit moet gedoen word. So, maar die mense kans gee, maar ons gaan begin hard werk vir die Here weer. So, traktaatjies maak en weer uitgee. Mense en ons gaan siele inbring. Sê, ek kan nie lam nie, die werker kan nie lam nie, die skape moet lam. So, jy wil die mense mooi na jou kerk toe. Sê, kom die saam by die Here. Ons was bang om die mense te nooi. Ek is nie bang. Nee. Ja, precies. Alright. Dus alles so ver, die ander iets wat belangrijk is. Ek het dankie gesê vir al veranderd vir die sendingfonds, baie dankie. Die sê ons waardeer dit. Ek voel as daar iets is wat ek vergeet het. Ek voel so vir iets vergeet het. Ek het die verjaarsdag het ek vergeet. Daar 2 mense in die kerk wat verjaar nie weet. Sister, kom staan nie voor Tanja, kom staan nie voor. Jy het ons die jaarsondag. Ja. Jy was nie hier. Maar ek wil bid, jy verstaan nie vir die skam is. Jy is nou nie eens weet. Dat is 2. Ja. My man, hy gaan een chocolate Hy is my seun. Zie je, je chocolate op je man, die mensen wees. Ja, ek kan die chocolate daar zijn, ek wil bid vir hulle. Hier vir Tanja bid, Here, dankie vir Tanja wat hier nog 'n jaar is. Dankie dat jy haar beskerm het, haar bygestaan, Here. Here, die krag wat jy haar gegee het, die wysheid. Bid, Here, ons sê dankie daarvoor. Dankie, Here, vir die vriendelikheid, die glimlag op haar gesig gehad, Here, vir draagsaamheid, Here. Die kindertjies, Here, saam met ons groot mense ook, Here. Bid vanmôre, Here, vir die jare wat voor die, dit sal salf en sien, Here. Sal sien in haar huis, Here, sal sien in die gemeente, Here, sal sien in die kinderkerk, Here. Daar waar het doen is, Here, die kinders beleer, van Here, die dibbermaal, vouwe moet die heiligheid, krag in die heerlijkheid, Here. Sien haar, Here, druk haar vanmôre, die moed op vast, Here. Sien haar van die liefde en die heiligheid, Here. Here, in die bystand, Here. Dat nooit wat u nooit sal verlaat nie, maar altyd sal bewaar, Here. Dan bid ons om die sitte vanmôre, Here. Here, ek ken haar, Here, ek ken haar lewe, Here. Jy het haar liefde gegee omvra, Here. Here, in die jare so bezig, die haar gedra, haar bygestaan, haar versterk, Here. Iets wat die deur oopgemaak, Here. Iets wat voorsien, Here. Maar vir haar vanmôre bid ons, Here. Sien haar in haar huis, Here. Sien haar wat sy hande sal staan. Here, en dat sy u sal bedien met haar hele hart en sien en gees, Here. Here, daai dit woorde aan ons, omslaan dit om haar, Here. Tel haar op vanmôre. Sê in haar oor dat jy haar lief het, Here, jy omgee van, Here. Seën haar in die jare wat voor, Here. Ons vra dit vanmôre oor hulle 2, Here. Seën hulle in die liefde, in die genade, die krag en die heiligheid, Here. Wandel met hulle, Here. Laat hulle nooit alleen, Here. Bewaar hulle, Here. Ons vra in Jesus naam. Die volk sê amen. Amen. Amen.
Omkeer. Bid, Here, is op bedaard, bid, ja, maar ons echt, ons moet vir die mense bid wat hier is vanmorgen. Weg met jullie het maak herdes hart bekommerd as die mense nie opkom in die huis van Here. En dat is toch belangrijk. As hulle met die werk van die Here dra en stig, mense daar bid in, is die Here, dat is allemaal daar. En vanmorgen ontbreek baie, die laaste paar sondag weet ek nie, is dit so of daar een afname is, as Here, ek weet nie, wat is die probleem? Moet ons met vasting gaan? Moet ons middag uitvoeren? Heel mense is bekommerd vir elke sien. Weet, elkeen is kostbaar vir die Here. En jy is belangrijk vir die Here. As jy nie in sy huise sien, dan is daar 'n plek wat leeg is. Ons wil vanmorgen bedaard hier, ons wil vraag, Here, dat U hierdie mag sal breek, Here. Yes, Jesus. Here, hierdie mag van Satan, Here, wat die mens wil verhinder om in die huis te kom, Here. Here, struikelblokke in die pad van die mens lê, Here. Here, ons sê, Here, U moet dit verwyder in U naam, Here. Sit hier hy lus en ywer in elke hart, Here, om in die huis te kom, om U te dien, Here, in gees en in waarheid, Here. Maar Here, aanbid, Here, want U is die groot en magtige God. U is die voorsiener vir ons, Here. Here, U is die gewer vir ons, Here. Here, U ontvou ons met die heiligheid, die krag en die heiligheid, Here. Here, en vanmorgen wil ons bid en vra, Here, ek wil nie bid in die komberste koot, ek wil bid, Here, dat die verlange om in die huis te wees, sal groei in elke hart, Here. Sal opborrel weer om te sê, ek wil in die huis van die Here, ek wil die Here dien, ek wil Hom aanbid. Here, daar ywer, Here. Want U sê die woord, moenie die onderbeheemste nalat so sommige gewoond het nie. Want daar is losbandigheid en afvalligheid. Ons wil vanmorgen bid, Here. En dat is kostbaar, Here. Meer werd is die goud en die silwer. Vanmorgen, Here, sal U met die bloed betaal, Here. Here, U het elkeen lief vanmorgen. U woord sê, U het lief, Here. Here, U gee om, Here. U wil bewaar en beskik. Maar vanmorgen vir ons, Here, sit die ywer terug in die mense hart, Here. Here, daar is 'n wêreld wat verloren gaan, Here. Here, dit word afvallig. Here, dit word swaar, Here. Maar ons weet vanmorgen, Here, U is ons God. U is ons koning. U is ons verlosser. U is ons redder. Here, U is die liefde van ons siele, Here. En daarom bid ons, maar ons bid vir, dat die koning vanmorgen, gee geduld en kalmte met hom weet, Here. Ons weet, dit is moeilijk, Here. Maar ons weet, Here, U is die te koning, die oor is die dood. Steer dit uit vanmorgen, maak hom rustig, Here, en kalm, Here. Ons bid vanmorgen vir elkeen wat siek is, Here, wat ons gehoor het. Elkeen wat nie wel is vanmorgen, Here. Here, is daar probleme is van ons Here, los dit op, voorsien die Here. Want alles behoort aan die Here. Seën vanmorgen, sal vanmorgen. Ons kinders wat op vakansie, Here, morgen terug aan skool toe. Here, bid, Here, hou onder die kostbare bloed, Here, bewaar, Here. Here, daar waar gaan leer, dat hulle met wysheid sal ondervang, Here. Maar seën ons vanmorgen, Here. Hierdie gemeente, Here, vra, Here, U het ons nog altyd lief gehad, U het nog altyd voorsien, Here. U het nog altyd daar op ons roep, Here. En vanmorgen sê ons dank, Here. Seën ons morgen verder in Jesus' naam. Die volk sê amen. 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 As jy bly by van die Here, as jy nie voorrecht, hè. Amen. Kom ons sê die Here, ek hou het op vir u. En dan moet nie staan nie. Maar die Here, dank u, Here. Dank u, Here. Dank u, Here. Ek kan die Here staan. Dank u, Here.
Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
zo lekker is. Mijn zonde is vergeven. Ik ga voor je leven. Jezus zei, wat is makkelijk om te zeggen, je zonde is je vergeven. Maar ons kan dit niet doen. Ons hou vast in die kleine wees. Ons vraag Jezus om ons te helpen. Heere, ons wil wees soos U is, Heere. Gesag en neder, gerein en heilig. Ons wil sê, jou sonde is vergeven. Weet jou lief vanmorgen, hy gee om vir jou. Hy is kostbaar in sy oor vanmorgen. Oh, thank you, Jesus.
is Maria, jij moet op Jezus. Maar als hij wil zich volgen van die zonde van de keer af, maar daar die naam. Jezus, de beste naam. Jezus, de krachtigste naam. Waar ooit kan bestaan. Je zijn naam, los in staat dat verwacht. Dios wil winnen. Dat je vraagt in Jezus naam ontvangt. Jezus naam. Maar the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Son of God, you worship. Yes. Let you worship you. En wij die zoeken, de Heilige Geest, als mensen gewoon zeggen, ik wil eens zien, ik wil eens staan. Daar is dat hier, ik heb het nodig. Ik heb het nodig. Ons heeft het nodig. We need you, Lord Jesus. Ons heeft het nodig. Dus kijk naar die wereld van ons. Dan kan we zien vanmorgen ons niet nodig. Die heilige, die kracht, die sterkte hier. En dat wordt dagelijks geopenbaard. Toch zien die mensen. Maar ons staat vanmorgen voor u. Want die machtig is. Sterke God. Eeuwig Vader. Verdien ervoor. Heerschappij is op die skroos. Ons verdienen vanmorgen wonderbare aanstand sterke God. Ons verlossen. Heilig, heilig is die Heer. Heilig. What do you are, Lord Jesus? Fill us, Lord Jesus. Fill us with your Spirit, Lord. Holy Spirit, take control.
Lord, we thank you for this. Here ons sê dankie vir jou. U teenwoordig in die saal van die jeug preek, Here. Here, u naam bo elke naam wat ons vul, ons versterk, Here. Here, ons het dit nodig in hierdie tyd van ons lewe. Het ons u nodig, Here. Daar is vir ons geen hulp in die wêreld as u nie, Here. Here, want u is ons koning. U is die almagtige. U is die seun God, Here. En vanmorgen weet ons jy die lewe, jy het opgestaan, jy het opgevaar, Here. En ons weet vanmorgen, Here, in die donker tyd is jy nog die lig, Here, wat skyn, Here. En duisternis kan die lig nie oorskadu nie, Here. Here, het is geen storm kan ons vernietig nie, want u kan het aanspreek, Here, dit stil maak, Here. Here, jy kan oprig, Here, beslap daan, Here, jy verslap dit nie, Here. Die voet wat jy weer wil nie, Here, kan u versterk, Here. En vanmorgen bid ek, Here, dat u hierdie gemeente sal seën, sal salf, Here. Hulle wat hier is vanmorgen, wil ek opdraan, en ek sê, Here, raak hulle aan, Here. Here, versterk hulle, mag los die bande, Here, wat vast is, Here, en seën, Here, want die grootste daarvan is die seën op ons, Here, ons kan bystaan, en kan draai. In die moeilike tyd in ons lewe, Here, weet ons, Here, u het slaap in die slymer nie, Here. Here, u sien en u verstaan, Here, en u help, Here, en u gee, Here. En ons het u nodig op heilig gee, ons het u nodig ons lewe. En daarom bid ons vanmorgen, Here, seën vir ons, sien nie die woord, verberg my agter u kind, ek is net instrument in die hand, Here. Here, die woord waarsku ons, die woord versterk ons, die rig ons, Here, en staan ons by, Here, en is met ons, Here. En die woord weet ons vanmorgen is lewe, Here. Daarom bid ons vanmorgen, seën, elke oor, Here. Vra dit in Jesus' naam. Ons sê amen. 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 Kan jy so plek neem om iets te sê? Amen. Amen. Ja? Ons lewe in 'n moeilike tyd, nee, sê nie amen. Amen. Werkloosheid. Ek kan maar sê karre wat breek, besigheid wat nie ontvoer. Siektes, gewone mense baie siektes en wat aangaan. Elke dag moet ons bid vir siekes, die dinge in die hospitaal. Daai is so erg daar. Ek wonder hoe lank nog voor die Here kom. Nou weet jy wat? Ek wil sê, my teen my biskop hou goeie moed in Jesus Christus. Hou goeie moed. Hy sê daar sal die aarde op die grond vas aan die. Daar is niks te groot nie. Hy is met ons, hy sal ons seën, hy sal ons lei, hy sal ons bystaan. Hou goeie moed, dis die goeie moed. In hierdie tyd, as het so zwaar gaan voel, die skoukies aan mes, heb je amen? En je wordt moedeloos. Je probeert je best, en dat zal uitwerken nie. Mense, dan kom je nog en sê, ek is met jou aan die dag van jou. Dit is al mooi, ne? Wie wat Jesus praat aan sy disciples, die laaste onderwijs aan die disciples, slot, van die trooster en van Jesus die wederkomst. Dan praat hy heel tyd met die dinge, dan vra alles, maar op die laaste versie, Johannes 17 vers 33 staan, hy sê, hy skryf vir my so mooi so, en ek het vir hulle gesê, dit het ek vir hulle gesê, dat ek dit vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. Waar kan ons vrede hê? Net in Jesus. In die wêreld sal dit met julle goed gaan. Dit staan nie so. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Dis op ons lewe. Dit gaan swaar. Dis elke maand as jy in Makro instap of wat Pick n Pay instap, dan is die kos R5 op en die vlees is R10 op en dit is op en koffie is R20 op en alles op. Maar hierdie verdrukking. Maar hou, dan sê hy vir hulle, julle luister wat ek sê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Moenie laat die dinge julle onderkry. Julle gaan swaar kry. Maar moenie laat die dinge julle onderkry. Dit is my so mooi wat hy hier so ons sê. Hy sê, luister, hou goeie moed, mense. Ons moet die dinge onthou, maar ek gaan so 'n paar plek in die woord van die Here lees vanmorgen. Dan kom ons in Romeine 8 vers 31. Luister wat sê. Oorwinnend lied, God vir ons, wie kan teen ons wees?
Ons gee so gauw moet op. Ons kyk teen die dinge vas. God kyk verder as dit. Hy weet. Wat sal ons dan van hierdie sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dink hier op daar. Het hier al gelees. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Die aanvalle van die vyand ons moet maak. Hy kan nie oorwin nie. Hy is hier winnaar. Hy is 'n verloorder, so hy kan nie oorwin nie. Hy het sê. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar op ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met ons ook alles genadig skenk? Hy sal skenk as ons vra, as ons roep antwoord hy. Weet jy, ons moet 'n bietjie moedeloos aan een kant sit en na hom toe gaan. En daai moedeloos pak ons almal so maklik. Kom ons sê almal nou. Amen. Dat het net bietjie verkeerd gaan, maar my eie lewe. Dan sê ek weet jy, dis nie moet werk, hoe gaan dit? Gebeur so hard. Nou, dis die kry nie. Dus hy kom nie waarsku ons rede. Wie het dit wat veroordeel? Christus het dit wat gesterf het. Ja, nog meer wat ook opgewek is. Wat ook aan die regterhand van God is. Wat ook vir ons intree. Hy pleit elke minuut by die Vader. Hy ken jou by die naam, van jou hartpunte tot jou voetsole. Hy ken jou belang, hy ken jou begeertes. Hy ken jou lewe. Jy dink dit dalk nie vanmôre, maar hy ken dit. Hy weet elke sekonde wat jy, elke minuut wat jy doen, elke uur wat jy doen, weet hy. En dan sien hy ons een keer, en dan pleit hy by die Vader. Vader, weet jy wat as ek hoor? Wat het hy die kruis gesê, voor hy gesterf het? Vader, vergeef. Hy doen dit nog steeds vir ons. En sy so langmoedig, so verdraagsaam. Wie sal nog wees soos hy? Daar is nie. Dan sê hy, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Wie? Dat staan nie so verdrukking, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaar. Soos een skryf, wat moet het wil word, om die hele dag gedoen. En is gereken as slaskaap. Die wêreld druk ons. Die wêreld wil ons nie op brandpunt nie. Dat wil een naam verwyder hê. Maar in al die dinge, weet jy wat sê, is ons meer as oorwinnaars die rond wat ons lief gehad het. En hy jou vandag nog lief. Hy jou so lief laat, en hy kruis tussen altyd vir jou. En hy sê, ek het jou nog lief vandag. Moenie hou moed, moenie moed opgee nie. Want ek is beseker, dat geen dood, of lewe, of engel, of oorlede, of magte, of teenwoorde, of toekomstige dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons kan skei van die liefde van God, met daaraan Christus Jesus, ons Here Jesus. Niks kan jou skei van God. Waar het hy die woorde gesê? Die aand voor sy dood, of een dag voor sy dood, toe praat hy met sy disciples, en hy noem hierdie dinge, hy sê, hierdie dinge, moet julle weet, dit gaan gebeur. Julle moet onthou, dit gaan gebeur. En sê, maar hier is toch geweet, hy gaan God sterf is. Dis hierdie belangrike boodskap, as hy getrouwe disciples, hy kom en hy bring een boodskap vanmôre aan jou, jy is belangrik, luister na my, wat my woord sê, my woord is ja en amen, dit sal so wees. Ons sit in die wêreld van verdrukking, ons sit in die laaste dispensasie, kan ons sê, allemaal wonder, maar na die tyd kom, hoe meer afvallig word die mens. Ek sê dan, praat in die dinge. Hulle sal nie meer sien nie, en hulle sou vervolg of gedood word. Dis wat dan met Jesus disciples vandag nog doen. As jy Jesus disciples is jy gevaar vir die wêreld. Jy mag eintlik nie lewe nie, jy mag nie meer bestaan op hierdie aarde nie. Sê hoekom sê jy? Dat sy disciples kon bang word. En ons word er baie bang as ons in die wêreld is nie. Dinge word te groot, die wêreld word te swang, dan word ons bang om te sê, ek is 'n kind van die Here. Sê amen dan. Bang om te erken ek is 'n Christen. En hierdie disciples was ook bang geweest. Hulle het saam gewandel en geweet, hulle hoort nie hierdie Jesus naam wat verkondig word. Hulle het gesterf daarvoor. Maar het later, omdat het sy disciples kon bang word, het Jesus met die woorde in Johannes 16, 33 afgesluit. Let wat sê, hou goeie moed. Hou goeie moed. Moet nie in jou kerk isoleer en begin moedeloos word nie. Moet nie as die meer afvallig word, moedeloos word.
Moet nie as jy zwaar gaan jou moedeloos word. Kom ons sê aan wat ons word so gemoedeloos. Ja, maar ek is myself. Dan staan ek hier voor in 'n preek vanmorgen. Ik denk dat ik zwaar aan mijn schuldig is. Ik zeg, nee, weet je wat daar goed is? Weet je, als je het woord krijgt, is het eerste Joden. En je moet het aan het verwerken, dat is zo makkelijk. Maar als het dat kan niet doen. Je zegt, hou goede moed. Ja, hou goede moed. Dat is net iets wat de Weihnachtsjes aangenemen. En het eerste wat die mensen aangenemen. Als er een probleem komt, weet je wat ze zeggen? Wat is de eerste woord dat het is? Dus dan de kerk. Weet je hoe de kerk al is schuld? Dat is spannend. De hele wereld is, allemaal waar je praat is eerst iets verkeerd aan de agenda. Dan ben ik even klaar. Hoe is het zo? Maar Jezus zei, hou goede moed, man. Een kerk ging je allemaal in de hemel brengen. Dus je bekering en je doop, je heilig maken de leven wat je gaat vandaag. Dan gaat niet staan in die Pinksterkerk of die hervormde kerk of die Indische kerk, zekere kamers. Dan zal je in de hemel toe. Maar je leven gaat getuigen om daar te komen. Dit wat je uitdraagt, die wetenschap weet je. Dit in die Jezus naam gloeien. En je wat doop en beleiden. Mensen bekeren, altijd in onze tijden te. Je hou goede moed. Ik weet wat leven in een moeilijke tijd. Ik weet het al zwaar. En zodra het zwaar gaat, die eerste wil je schuld krijgen, die Heer. Die Heer, kijk niet meer naar mij. Die Heer, zorg niet voor mij. Kijk wat er nou weer gebeurt aan mijn leven. Ons is geneigd. Kom zelf naar ons in de neigheid. Als je net zo kan je zo voorbeeld als de volgende dag aan ons allemaal kan getrouw blijven aan God. En gaan ons dieren. En gaan we die moeilijke tijden van. Je hebt moeilijke tijden in je leven gehad. En je denkt, ik ga het niet maken. Nee, dan, als je weer ziet, dan stap je aan naar één. Dat is al. Hoe moet het nou gebeuren? Wat is het nou gebeuren? Maar in die storm zijn we het niet gezien. Maar hij is altijd in het woord, hij is daar. Hij kent ons, hij weet wat aangaat. En ons sukkelen niet tegen ons, ons weet het moeilijk tegen ons, ons weet het. Wat zei je? Echt die dingen hebben jullie gezegd. Dat jullie in moeilijke tijden, en die tijden, dat jullie vrede gaan nemen. Dat jullie die problemen, als je toch groeit, die ons gaan oplossen. Dit soort feiten die eerder als innige vrede is. Ons zit met innige verwijten in ons. En ons niet die vrede in ons hart. En Jezus komt en zegt, echt, vat al die dingen weg. Hij zegt, niemand weg. Echt, vat het weg. Wat beloven dat de Heilige Geest als die, weet je, echt alles, de Heilige Geest is hier op alles uitgestort. Weet je dat? Verstaat je het? En die predikers, waar ik kerken profiteren zei, je moet eerst je leven hebben en dan zeker gevolgd worden. Daar tijd was het zo. Peter was heilig geweest. Hij heeft gezegd, wat moet ons doen? Hij zei, bekeer je en laat je gedoopt worden. En dan zal ik gauw van de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest is uitgestort daarna. De Heilige Geest is hier. En wie wordt tegen jou van zonde en ongerechtigheid? De Heilige Geest. Wie leid je naar Jezus toe? De Heilige Geest. Wie verandert je leven? De Heilige Geest. Dus hij is daar, hij is Jezus. En hij is hier om ons bij te staan en te helpen in wijs te maken. Maar ons luistert niet naar zijn stem. Maar innerlijke vrede wat ik wil. Die innerlijke vrede is moeilijk door middel van Jezus. Het is niet in Jezus wat je in het kappel komt. Wat beloof het, de Heilige Geest te sturen? Wat zei hij? Hij zei, ik zal mijn vader bidden. Staat het niet zo in die woorden? Ik zal mijn vader bidden. Om voor jullie te sturen. Hij troosten. De Heilige Geest. En dit is de Heilige Geest wat ons leert. Dit is de Geest wat die wereld niet kan aanvaarden vandaag. Want als hij in jouw leven is, verandert jouw leven. Dit is jouw wat ons doet. Zijn Heilige Geest kan maken je wonen binnen en weg. Hoe ga je dat doen? Ja, dat is zo makkelijk. Kom maar, gaan we terug naar Johannes. Wat zie Johannes 14? Wat zie Johannes? Zo makkelijk. Heel makkelijk is. Johannes 14, vers 16. Kom maar, dit is hier. Met ons. Wat zie Jezus? Ik ga je weer negeren. Wat jou van leren alleen alle waarheid.
Jy moet net oopmaak vanmôre en sê, Here Jesus, ek sal die Vader bid, en hy sê julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Ek gaan nie terugvat. Ja, ek gaan nie terugvat. Dus daardie trooster, daardie een, wat jou gaan leer, nee, ek vaar op na my Vader toe, ek gaan sit hier regkant van my God die Vader, maar hierdie trooster, dis die een wat jy gaan leer, wat gaan jou gaan leer van verkeerdheid, wat reg is, jou gaan onderrig, jou gaan bystaan. En vandag hardloop ons van plek tot plek, en ons soek mense om ons te leer en goeders, en hulle weet ook nie, hulle soek het, hulle verstaan ook wat eenmaal nie, en dan leer ons net verkeerd. Ja. Dus ons gaan naar die woord van die Here toe. Dit is ons leer ons. Hy sê, moet jy uitgaan in die woestijn, en sê, ek is daar. Moet jy dit doen? Hy sê, ek is by jou, ek is in jou. Ek is saam met jou, hierdie dinge mense. En luister wat sê in vers 26, wat sê jy? Luister. Maar die trooster, wie is die trooster? Die Heilige Gees, wat die Vader in my naam verstuur. Hy sê julle alles leer, en sy julle alles wat ek vir julle gesê het. En hy sê dit in sy woord. Die begin was die woord is by God, die woord was God gewees. Hierdie woord praat tot jou. Maar luister ons na hierdie woord, dis die groot ding. Ek dink wat sy vir ons kop is dom, hol binne gaan. Jy gaan hier en jy gaan daar uit. Luister. Jy sal luister, hierdie Gees sal jou leer, die Heilige Gees. Mense word weer bewus van sy grootheid en sy godheid. Wat sê hy? Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie so die wêreld gee nie. Wêreld kan nie vrede gee nie, man. Wêreld is vol oorlog en bedrog en haat en nait en afguns en jaloesie. Noem dit. Dis alles teenoor met die Gees van God, die vrug van die Gees. Jy laat julle harte nie ontstel word nie, en bang wees nie. Moenie as jy die dinge hoor, moenie bang wees nie. Hou goeie moed. Mense, hier sê ons, hou goeie moed. En as jy mooi sit, jy voel, ag, ek weet nie. Mense, ek wil sê, Jesus sê, hou goeie moed. En ek gaan sê, mense kom. In die wêreld, in hierdie wêreld, sê hy, sal jy 'n moeilike tye deurmaak. Hy gee belofte in hierdie woord, wat sê, jy het altyd goed met jou. Daai Christene wat het verkondig, weet nie wat het verkondig. Hy sê, dit nie altyd, dit gaan altyd goed. Hy sê, in hierdie wêreld sal jy nog moeilike tye deurmaak, maar moenie bang wees nie. Jesus was self eerlik, en hy sê, die Bybel sê, dat daar probleme sê, soos ongeregtigheid en vervolging. Julle gaan julle vervolg, hulle gaan verkeerde dinge in julle spreek. Die staan in die woord, Matteus 28 vers 9 sê, dan sal hulle julle in die verdrukking oorgee. Mense, as jy Christen is en jy sê, ek dien Jesus en ek is gevul in die Heilige Gees en ek dien hom, ek gaan hom nie van nie, gaan jy in die verdrukking oorgegee word en dan sal jy jou doodmaak. Ontloop word, gestenig word, geskiet word. Mense, dit gaan vanmôre in die naam van Jesus en die Heilige Gees. Dis waarom dit gaan, ek jy moet hierdie onthou. As jy hierdie ons onthou, wat jy vir dan weer sê, dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. Ons is nog nie daar nie. En julle sal deur die nasies gehaat word ter wille van my naam. Gaan bely bietjie, dan staan jy op die straat en sê, ek glo in Jesus Christus. Mense, hulle gaan jou lag, hulle gaan jou spot, hulle gaan jou spieg, hulle gaan jou uit die aarde uit op, hulle wil nie jy moet dit doen. Dis wat nie dit anders. Mense, ons gaan oorgegee word, en doodgemaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word, ter wille van my naam. In die naam Jesus. In the name Jesus. Hy word 'n bespotting gemaak vandag, dat ek nie sien. Wie is in huis? Kom. Ek stap gisterand van buite af in, en het gebraai daar op ons, en ek stap en ek sê, ek sien julle môre, en ek stap in die krijgkamer, en kom sy TV aan, en dadelijk, is vijand en daar die TV, en al wat die hoor, is vloekwoorde en dan die naam van Jesus. Ek wonder, hierdie mense, ek wil nie na het volk sien, wat sê hulle is so groot Christen, en die president is so groot Christen, en hy wil dit en hoekom haal hy nie daai goed, alles uit sy pad heen. Hoekom mag hy dit nie tot niet nie?
Allemaal. Want lyk my dit word geskrywe met dit in, om die mense so warm te bring en weg te trek van God af. Jy kan nie dan kyk vandag. Dit is dieselfde, mense, dit is ontstelling. Mattheus 9 vers 9 sê, dan sal julle verdrukking oorgee deur my, julle sal al die nasies gehaat word. Dan 2 Timoteus 3 sê, en almal wat God vrugte belewe in Christus Jesus sal vervolg word. En jy weet dit staan in die Bybel. 2 Timoteus 3 vers 12. En almal wat God vrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Ons kerke gaan leeg gaan. Dat gaan dit niet gaan. Jy weet sê nou weer, nie weer in die kerk. Meerder, ne? 3 of 4. Daar komt pad. So koop, meer die kerk nie. Die zit van so een na die ander. Een na die ander. Ons, die mens word vervolg en ons kry swaarder en ons verloor dit wat kostbaar is. Dit wat ons in die hemel gaan bring. En allemaal wat God wil lewe, Christus sal vervolg word. Staan nie op en sê, erken dat jy 'n kind van die Here is, Christus. En dan moet dit nou jou, wil iets van jou weet, wat jy nie ken nie. Ek sê, ons sit in die werk. Ons worstel en ons stryd. Maar hulle het rede gehad om bang te wees. Nee, hulle het rede om bang te wees en om goeie moed te hou. Mense wat dat geweet, Jesus het gesê, hou goeie moed. Moenie bang wees. As hulle hier aan julle toe, moet julle weet dat daar reeds aan my gedoen. Mense, ons sit in die wêreld, ja? Ek het die wêreld oorwin. Jesus sê ek het die wêreld oorwin. Wanneer het hy die wêreld oorwin? Toen hy kruis aan. Hoe sê hy? Hier verwys die woord wêreld na onregverdige mense wat nie 'n goedgekeurde verhouding met God het nie. Mense, ek het hierdie wêreld oorwin. Hulle wil my doodmaak, hulle wil my vernietig het, hulle wil my evangelie nie toegelaat nie, hulle wil nie die mens moet weet nie, maar ek het hulle oorwin. 1 Johannes 5 wat hy gesê, die wêreld is in die mag van die duivel. Weet julle, dit staan in die Bybel. Ja, luister, dit staan daar. 1 Johannes 5 vers 19, ek sê dit vir jou. Sê die wêreld is in die mag van die duivel, of Satan. Daarom dink en doen mense van hierdie wêreld dinge wat teen God se wil is. Jesus sê, ek sien hom as 'n bliksemstraal in die hemel neerdal. Hy sê so. En dis hy wat al die dinge vir ons moeilik maak en hy wil hê ons moet God dien en ons moet wegbly van die reis van die Here af, ons moet dit en dit nie, ons moet nie doen, hy wil dit vernietig. Hy is vyand. En tog wil ons om goed praat. Ons sê dis reg. Ons kan nie anders sê, ons is bekommerd. Ons lewe in 'n land, mense van vrees. Ons het tralies voor die venster, ons het gewere, ons het al hierdie dinge. En tog twyfel ons in God se groot, wonderlike, heilige vermoë wat hy kan doen. Hy is die almagtige. Nou kom ons sê vir jou, moenie die wêreld lief hê, of die dinge van die wêreld, wat in die wêreld is. Moenie dinge wat alles lief het wat in die wêreld is. Ons is so lief vir dingetjies wat ons ook kan sien. As jy die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Staan so die woord, in Johannes 16, hy sê dit. As jy die wêreld lief het, is die Vader nie in jou nie. Want ons net 'n deel gaan. Hy sê 70 of 80. Mense, dan is dit verby. Waar gaan jy dan heen? Jy moet sê na my, so jy lewe nou so en sê, jy kom jy na daarbo na as die hemel nie, want ek moet niks verloor. Maar sê maar, kom maar bo na as die hemel, is nie reg gelewe nie. Wat dan? Wat dan? Dan is het te laat. So lief is dit nou maar die bespotte en die verstote en enig weet jy gaan het maak boog. Mense, dis die gereden, ons sikkel met die. Want alles wat die wêreld is, die begeerligheid van die oë en die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld, staan in die woord. Vers 17, en die wêreld gaan verby en die begeerlikhede, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. 'n lewe van oorvloed, lewe sonder pyn, 'n lewe van heiligheid, geen siekte nie. Mense, dink jy aan, hoe gaan dit wees? Geen oorlog nie, geen gerugte van oorlog nie, geen aardbewings nie.
Mense, joh, maar ons wil dit prys gee vir die wêreld. Ons wil nie hoor nie. Ons wil nie luister nie. Ons wil nie omgee nie. Ons wil ons ore oopmaak nie. Ons moet onthou, ek sê vir jou, ek geef vir jou. Ons moet nou Satan in sy wêreld het probeer keer dat Jesus God se wil doen. Weet julle, Satan het alles gedoen om Jesus so te kry dat hy nie God se wil doen. 40 dae in die woestyn, sy naam Jesus te versoek. Sê maar, ek gee jou hierdie aardse om kry jy dit. Ek gee dit vir jou, ek doen dit vir jou. Jy wil nie gaan Jesus moet sê, nee, sal ek iemand vir my. Nee, Jesus het vastgevraagd, hy glo. Dit sal nie, ek kan het nie doen nie. Dit is interessant dat Jesus verander ook oor God leer. Hulle moet in die tempels leer. Die fariseer, die sadduseërs word vervolg. Hulle wou nie gaan met die woord verkondig nie. Hulle wou dit nie gaan nie, en het gaan dieselfde dag in ons wêreld. As jy die woord verkondig, soos God het wil hê, dan is jy 'n struikelblok vir die wêreld. Jy wil dit nie aanvaar. Maar as jy al die sondag goed praat, dan sê dit is reg. Ken jy al? Jy is reg. Jy is op pad, jy moet tussen ons springen. Jy weet nie waar ons inspring nie. Ons gaan nie in die hemel inspring nie, definitief nie. Wat hier 28 vers anders sê, net so die 7 en net nie gekom om te dien nie, maar om te dien, en die lewe te gee as 'n losprys vir baie. Hy het gekom om jou te dien, weet jy dit vanmorgen? Hy staan gereed om jou te dien, en sê my, kind, wat wil jy moet ek vir jou doen? Weet jy, verstaan jy? Gooi dit. Here, dat ek kan sien. Wat gaan gebeur? Hy gaan sien. Ek kan jy sien wat om jou aangaan. Here, dat ek kan genees word van hierdie siekte van hierdie wêreld, dan sê hy, laat het vir jou so wees. Here, dat ek kan loop, Here, in die evangelie, dan sê hy, laat het so wees. Here, dat hierdie sonde wat soos maar laat op my sit, gereine word, dan sê hy so, laat het so wees. Dit is waarvan hy gekom het. Dit is waarvan hy daar is vanmorgen. En in die wêreld, en die Satan, wil dit nie heen, hy soek nie hierdie dinge nie. Hy het gekom om te dien, maar dan kan ons omdraai, en ons kan sê, Here, ons wil u ook dien, ons wil u bedien, ons wil u aanbid, ons wil die naam aanroep. Dit wil ons is u se eer, nie myne eer. Jy sê, ek gaan verder, ons moet nou Satan in sy wêreld, probeer keer dat Jesus sê, net hy wil dit nie, hy wil hier naam moet uitgeroei word, hier naam Jesus. Ja, ek weet nie, jy verstaan die wêreld die dinge wat aangaan. Maar Jesus het baie toegelaat dat die wêreld sy dan denke beïnvloed, hy het nie dat wêreld sy denke beïnvloed, weet jy, Jesus het gewandel op hierdie aarde, soos ek en jy. En weet jy, daar was sonde in die tyd. Want die vrou wat ek by die echtgenoot het, waar Jesus toe gebring is, dat was sonde. Het Jesus daar veroordeel? Nee. Nee, dat was sonde. En sy het in die wêreld gewandel, waar ons wandel. Maar hy het nie gesondig. Nie dat hy dan al die boeke so skryf, die dinge sê, ja, Jesus was getrouwd, Jesus het kinders gehad, Jesus dit en dat. Dis wanperseptie, dis dwaalleringe, en die mens neem het aan. Dis hierdie dinge met jy. As ek my kindjes in my opval, weet jy, daar staan 'n man op die universiteitsgronde, en hy preek. Hy sê, Jesus was getrouwd geweest. Geloof dat ook. Maar die hartseerste van alles, hy sê vir, as jy ook maar weet wat sê met die hartseerste, die mense wat sê, en as kinders van Here, gaan naar 'n vroegtyd man, en dan slaan hom. Hy sê ook lief om die evangelie gaan mooi verkondig, en vertel hoe dit werkelijk is. Waarom is die mens bereik in so optreden? En of jou mense sien nie die dinge. Sê, wat is die evangelie is? Mense, ons moet pas op wat ons doen in die lewe. Ons optreden wat ons sê. Dit is verkeerd trouwens, dit is verkeerde evangelie. Want dan is ons plan om ons te gaan, en met hom gaan sit en sê, dit is nie hoe dit is, ek vat die woord, en verduidelik van my veilig is, openbaar die waarheid aan die persoon. En dan ons kop verslaan met hom, en vloek hom. Jy blus, kinders van die Here. En vraag die jong mense, en vraag die vraag, hoe moet ons antwoord? Ja, mense, ja, as jy hier is, mense waar ek sê.
Daarom kan Jesus sê dat hy die wêreld oorwin het en dat Satan, die heerser van die wêreld, geen mag oor hom gehad het. Satan het geen mag oor Jesus. Niks. Hy kan nie oorwin nie. Hy het nie die mag. Die wêreld verkondig het. Hy draai die dinge uit. Maar hy het nie mag nie. Mense, elke knie gaan buig, elke tong gaan bely dat hy die seun van God is. Dis die goeie nuus. Maar ek weet nie. Satan het ook van op Jesus gehad, hy het alles probeer. Maar hy kon niks doen. Niks, hy kon niks doen. Niks. Dit wil nou vermoed. Want Jesus is seun van God. Wat sê jy eintlik vir ons? As ek die wêreld kan oorwin, kan julle ook. As ek, hy Jesus die wêreld kan oorwin, kan ek en jy ook. Glo jy dit so? Iedereen is my baas, ek kan nie oorwinning kry. Jy kan oorwinning kry. Mense, die woord sê so, die ek sê so, die woord sê so. Wat sê Jesus eintlik? As ek die wêreld kan oorwin, kan julle ook. Julle kan ook. Julle is meer as een hoekom sê ek so. Want Jesaja 41 sê, wees nie bevrees nie. Wees nie bevrees nie. Want ek is met jou. Kyk die angstig rond. Ons kan so gauw rondkyk. Angstig word. Want ek is jou God. Weet jy dit? Ek is jou God. Wat doen hy? Ek verswak jou, nee. Hy sê, ek versterk jou. Ook help ek jou. Ek is by jou. In my gewoon gaan het gebeur. Ook ondersteun ek jou. As jy moeg word, en jy is afgemaat, en dinge wil nie wegkom nie, dan is hy die wat jou optel. Ek vind jou nou. Baie dinge gaan verkeerd. Kom nie so weer weg. Ek weet dat het mag ou moeg gemaakt. Jy kom nie weg. Maar as jy weer kyk na sy daan, sê jy nee, kom, ek voorsien vir jou, ek tel jou op, en vir ander sake, jy sê ook ondersteun jou. Kan jy het vanmorgen verstaan dat Jesus sê, want ek is daar, ek is by jou, ek ondersteun jou in alles wat jy doen. Met my rechterhand is ek daar. Wat wil jy met vir jou doen vanmorgen? Hy vraag hom op jou. Wat is jou probleem? Here, dat ek al glo. Dit al die weet is reg, glo dan. Vraag hom, Here, dat ek al glo vanmorgen. Dat ek geloof kan opkom. Dat ek, Here, dat ek kan dien, Here. Vraag net vir hom. Hy is daar, hy is hier so. Hy sê, ek sê nooit meer kracht te versoek nie. Saam met verskil jy op die uitkomst. Weet jy, maar die versoeken kom in die wereld af. Dis wat ons gebeur. Nou kom ek in die gesluit aantal af hiermee. Ons hoef nie ons skaam as ons bang en moedeloos word. Wie van ons word bang in die tyd? Wie van ons word moedeloos in die tyd? Alles so verkeerd gaan. Niks gaan reg. Jy probeer jou best. Niks gaan reg. En as hy moedeloos word, die probleem al niks en een gouden. Te veel. Is dat so? Is so? Dat praat ek in geest van ons allemaal is so. Dan moet ons begin herken. Ons allemaal is so. Luister. Ja, wie ons moet nie bang word nie. Weet jy dat Jesus ook bang was? En dit was sy manier, hy gebid en sy zweet soos bloed kon. Dit wat voor het hy geweet. En ek gewoon het bang geworden. Hy sê, Vader, dat hierdie beker vir my gaan. Hy het nie geweet, hy gaan het maak nie. Maar hy het geglo, en sy volharding en sy gehoorzaamheid, dis wat die deurslag gegeen. Jy sien, mense, baie man, die is gemoedloos geword vir ons. En dan by die punt van Ritsie Marie gaan sit, en hy was moeg. Sê, die ons gaan julle. Net so wat as ons as mens. Hy was mens gewees. Luister, hy het wat voorleed. En toch besluit Jesus om gehoorzaam te wees aan die Vader.
Je kunt makkelijk opvergeet. Hij zei, ek kan gaan by Vader bid, dan sal 'n gejoen van engele stuur. Hy doen dit nie. Bly gehoorsaam. Wanneer gaan ek en jy so gehoorsaam wees, dan raak aan Jesus, dat ons gaan doen wat die woord vir ons sê. Uitlewe wat Jesus vir ons sê. En sê, want vanmorgen is die redding geld vir ons allemaal. Daar is nie een wat die redding nodig het. Ek hoor van, ek weet van predikers wat op die kantel staan en sê, kyk na my, ek lewe heilige lewe, niks in my lewe is verkeerd. Sê dan. Ja, weet jy, elke dag as jy opstaan, jy sê, Here, vergeef my my verleiding. Elke dag, elke as jy slaap, jy sê, Here, vergeef my vir my misdade wat ek gepleeg is vandag. Jy sê, ek het dinge gedoen en gedink. Jy sê, as jy jou verstand dinge, die klaar gesondig. Ons ieder van ons bid vir ons redding. Daarom moet ons nie moedeloos word nie. Ons moenie moedeloos word in hierdie tyd nie. Ek wil môre bemoedig, moenie moedeloos word nie. Jesus sê, wat het hy begin gesê? Hou goeie moed. Nou kom hy sê, ek is met jou, al die dae van jou lewe. Ek is met jou. Dus ek laat jou nooit alleen. Hy is die een wat kan lieg, hy is die een wat doen wat hy sê. Dus hou goeie moed. Moenie iewers van die pad aftrek. Hier is so baie mense wat vanmorgen by die huise sit, afgetrek het van hierdie pad. Hy is moeg geworden. En as jy moet die eerste die skuld kry, is of die pastoor of die kerk. Maar er iets gebeur wat nie reg is nie. Staan die kerk. Ek hoor het meer naast dit, dank die Here. Maar mense, ek ken die pastoor nie, ja, hy irriteer my so. Weet jy, die balk is in ons eie oor, is nie spinter aan ons genoeg. Weet ons dan is die Here, help my, dat ek nie langs die pad gaan parkeer nie, dat ek nie iemand gaan stop nie. Maar dat ons gaan aanhou om te volhard en te volhard, tot in die moedeloos word nie. Dus ons opgeroep om die lewe tot eer van wie te lewe? Als Vader. Jy moet die lewe tot eer van God. En kyk, wat is daar die eer van God? Wat moet ons uitlewe? En jy moet sê, ek wil jy moet. Jesus sê, moenie moedeloos word nie. Jy moenie moedeloos word nie. As ons moedeloos word, dan sak ons, en as ons sak, dan gee ons oor. En dis wat die Here wil hê. Hou goeie moed. Weet jy wat? Ek gaan jou weer sê. Hou goeie moed in wie? In die kerk. Kerk sê nie moed van. Hou goeie moed in die pastoor. Die net so mense sê. Hou goeie moed in Jesus. Die verlosser, die zaligmaker, die redder, die geneesheer, noem hom vanmorgen. Hy word 'n wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader. En die heerskappy is op. Ramaphosa is groot. Wat is van Amerika? Trump is groot. Ja. Ek sien Trump het hy vrede gemaakt. Trump, hy kry al die eer. Trump het ingetree. Daar is net een wat al die heerskappy het, en dit is God die Vader, Jesus die Seun, die Heilige Gees. Moenie moedeloos word. Hoor ek jou sê vanmorgen, daar gaan swaar tye kom, ek het veel gelees. Dink julle, dis maar die einde van swaar tye, dis die begin van swaar tye. Kyk die TV. Ek sien dat het aangebied om die sport te koop van 8, iets biljoen rand. Ja. Nog wel niet verkoop nie. Daar is het doel achter. Ons moet beginnen te kijken om ons. Wat gaat om ons? Het is ellende, armoede. Het is mensen
gee oor, broer, gee, weet je. En alles wat we doen is, hou goeie moed. Hou goeie moed in die naam van Jesus. Ons is nie, ons die Vader sê, die Gees, dis ons God en koning wat van bid. Hy sê, maar daar die naam is die naam. Hy sê, in my naam, sal jy die siekers bid en hulle? Sal gesond. In my naam sal hulle, duivels uitdryf. As jy my naam noem, dan sit die duivels in hulle vlug. Ja, die mag, die autoriteit. Maar as geheime daar afkom, die geheime word openbaar deur die woord, maar jou lewe moet jy as mens. Weet jy wat ek wel ondervind in my lewe, ek sluit nie meer af. As jy baie hamer en die preek van die mense en die vertel van die heiligheid en die reinheid van God en goed, dan begin jy weerskryf. Al minder sien, minder moet jy te doen nie. So minder, later dan, jy net verkeer kan staan, of verkeerd jy. Mag jy sê, my groter is altijd sê, as jy my ontmoet het, en jy vergeet my, en jy niks verloor. Amen. Maar as jy my Jesus ontmoet het, en jy vergeet hom, het jy alles gedaan. Alles. Mag die Here seën. Hou goeie moed. My boodskap vanmôre is deur Jesus. Hou goeie moed. Jy sal verdrukking kry, jy sal benoudheid kry, jy sal aangeval word, maar hou goeie moed. Jesus sê in sy discipels, Johannes 17 vers 33, maar hou goeie moed. Hou goeie moed. Nie word bekeer nie, ek wil nie met môre Here, ek wil nie dien, ek wil dien in gees en waarheid. Ek wil jou bid met alles wat binne is. Ek wil die naam aandoen van heiligheid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, God. Hou weer, schenk je woord van. Schenk je woord. Wil je zich zachtjes doen. Hou goeie moed. Jesus sê, hou goeie moed. Julle sal verdrukking hê. Julle sal swaar kry. Hy wil sê, dat julle my vrede kan hê in die wêreld. Sal jy verdrukking hê, jy gaan verdrukking hê. Maar hou goeie moed. Ek in die wêreld oorwin. Dan kom hy sê, in my naam is jy meer as oorwinnaar. Jy is meer as oorwinnaar. Daar waar jy sit vanmôre, jy is meer as oorwinnaar. Maak dit julle sê, ek vat dit vanmôre. Ek is meer as oorwinnaar. Jesus' name. I proclaim it, Lord, in your name. In your name, Lord Jesus. Ek is meer as oorwinnaar. En slegs ek wil leer. Ek wil my oorsinde taal binne. Terwyl jy sit, nie opstaan nie. Daar waar jy sit, gaan ons dit sing môre. Jy gaan nie meer opstaan nie, maar in jou hart moet jy dit uitsit. Het jou siel uitsit. Doen slechts die wil Heer. Doen slechts die wil Heer. Mijn genadekracht. Mijn genadekracht. Ik dacht, Jezus, mijn ziel wil weten.
Hoe je bij de redder is. Yes. Hoe je bij de Seen van God is. Amen. Hoe je in de heerschappij op zijn schouders is. Yes. Yes, Wat gaan we op iets in die wereld voorleven? Dat gaan de Heer die moest doen. Gaan allemaal de Heer die. Ja, goed. Maar hoe dien je de Heer? Wat is hier de opdracht? Je volgens zo alle disciples van. Ze zeggen, welkom bij ons, dat heb je laat. Dat is het water als je ziet, ja. Kom ons, die wat hier is, kom ons even uithalen. Ja, geen kerk is leeg, die kerk was zo gewoon altijd. Net die laatste van Krabben, maar was hier die inzinken niet. En toen gaan er nog mensen door, toen wordt er rond het bal. Ik sta tegen zijn tand geworden, die waren de kerk te gaan. Maar die kerk gaat niet dood, joh. Die mensen zijn heel goede moed. Dan ga je helemaal toe, Robert. Ja, ga je helemaal toe. Dan ga je helemaal toe. Ja, precies, ja. Dat moet ook niet. En ze komen ons gewoon uit en ons. We worden die mensen weer. Als je het gaat met ons, mensen zo. Waarom eigenlijk pastoren praat in kerken, gaan het praten. Ja. Zo de pastoor moet niet zeggen, maar ons op avond. Heel goed. Onze Vader, baie dankie dat ons weer vandag besef kon hoe afhankelijk ons is. Here, dankie dat ons hier kon wees, Vader, en van die lewende brood en van die lewende water kon neem. Vader, en niet hier vraag, Here, vul ons met nuwe moed, vul ons lampies, Here, sodat ons kan skyn. Maar vul ons ook met nuwe moed en nuwe krag, en sodat ons kragtig in die woord. Vader, ek bring op vir Chantel, Charmaine, ja, Here. Met vreugde.
die genesende hand op haar sal plaas, Here, die genade op haar sal uitstort. Vader, dankie dat ons op die kan kom, genade kan pleit, Here, en genade te ontvang op die regte tyd. Here, gaan met elkeen se voertuig, gaan met elkeen se huis, met elkeen se families, Here. Gaan met elkeen se geestelike en emosionele toestand, Here, en bring ons weer veilig terug in u huis. Met probeer elkeen 'n maatjie saam te bring, Here, sodat ons weer kan groei. Seën ons gemeente, Here, seën ons pastoorskare familie. Ons loof en ons prys, Here. Amen. Amen. Alle vrede, die Here seën julle.